Goeiedag, dis 17 Julie 2026. Hoe wonderlik is dit nie om hierdie week te reis tussen die gedeeltes in die Bybel waar God se nabyheid en sy teenwoordigheid in ons lewens onderstreep word nie. In die tekste uit die Ou Testament kon ons telkens hoor, hy die almagtige, alwyse, alomteenwoordige God skuif langs ons in as 'n getroue reisgenoot. En hier neffens my, troos hy, beskerm hy, help hy, maar wys hy my ook die pad wat ek moet volg. In die Nuwe Testament sien ons hoe hierdie nabyheid van God 'n wonderlike ander dimensie bykry. God kom nog selfs nader aan ons in sy seun wat in ons wêreld gebore word. In die persoon van Jesus ontdek ons nuwe dimensies van God se teenwoordigheid by ons. Dit is dieselfde Jesaja van wie ons gister gepraat het, wat lank van tevore voorspel het. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God met ons, in lewende lywe. Deur die doen en die late van sy seun kom wys God dat hy met ons is. En as daar ooit afstand was tussen ons en God, kom verwyder hy dit deur die soenverdienste van sy seun aan die kruis. Dieselfde Immanuel, seun van God, was meeste van sy tyd op aarde ook naby mense. Hy het met hulle gesit, saam met hulle geëet, hulle aangeraak, genees, vertroos. Hy het in Matteus 18 ook beloof, dat waar 2 of 3 in sy naam by mekaar is hy self daar, self teenwoordig. Soos wat ons ook wil glo dat hy naby aan ons is, self as Immanuel teenwoordig is, as ons in 'n erediens of in 'n klein groep, of sommer net so in 'n paar vriende by mekaar is. Dis dieselfde Here wat later vir Paulus in 'n gesig bevestig het. Paulus, moenie bang wees nie. Hou aan met preek. Moenie stil bly nie, want ek is by jou. Lees ons in Handelinge 18 vers 10 en 11. En naby aan die einde van sy aardse lewe het hy ook aan sy naby disippels beloftes gemaak oor sy voortgesette nabyheid by hulle. In Johannes 14, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek stuur vir julle 'n voorspraak, die Gees van waarheid, om vir ewig by julle te wees. Hy bly by julle en sal in julle wees. En dan natuurlik sy eie baie persoonlike belofte aan sy volgelinge van alle tye. Matteus 28 vers 20 sê Jesus, ons Immanuel, onthou, ek is by julle, ek is met julle, naby julle tot die volëinding van die wêreld. Dankie Jesus, Immanuel, dat jy my nooit los nie, maar altyd by my is. Amen.